Ek bid vandag dat die Here vir jou 'n pragtige gees van blydskap en lofprysing sal gee. Kom ek en jy dank vandag die Here vir die oorwinnings en die deurbrake. Weet jy, dit is nie maklik. Luister mooi, dit is regtig nie maklik om die Here te loof en prys wanneer dit moeilik gaan nie. Wanneer dit moeilik gaan, is dit so moeilik om die Here te loof en prys. En ek wil vir jou dit sê vandag, die Here verwag nie dat jy valse lofprysing moet gee. Moet jy aansit en voorgee asof jy opgewonde en bly is daaroor nie. Ware lofprysing is om te fokus op wie Jesus Christus is en nie op waar jou probleem is en waar jou krisis is en waar jou uitdagings is nie. Mag die Here vandag vir jou lofprysing in jou hart gee. Habakuk 3 vers 17 en 18 sê, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen opbrengs op die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Ek sal juig in die God van my heil. Ek wil vir jou sê, nogtans, jy is 'n persoon wat sê, nogtans gaan ek die Here loof en prys. Nogtans gaan ek staan, al het ek nie nou al die vrugte gesien nie, al het ek nog nie gesien die oorwinning is daar nie. Ek wil vir dit vir jou profeteer en vir jou sê, die Here is jou krag en jou psalm. Hy is jou redder, hy is jou verlosser. Hy is die een wat jou vir jou gesê het, jy is die kop en nie die stert nie. Jy is vandag meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee, want jy is kosbaar en waardevol vir die Here. Weet, Habakuk het geleer dat aanbidding is nie op grond van hoe ek voel nie, maar is op grond van wie God is. En dit is my gebed vandag saam met jou. Wanneer jy dit besef, dat die Here is met jou. Die Here is besig op hierdie oomblik. Luister, die Here is besig op hierdie oomblik om vir jou wonderwerk te doen. Hy is besig om vir jou oorwinning op oorwinning te gee. Hy is besig om die deurbraak te bewerk. Kom ek en jy loof die Here vandag ten spyte, ten koste. Dit maak nie saak hoe dit is nie. As jy pyn het, as jy seer het, as jy siekte het, dank die Here vandag vir die gesondheid. Dank die Here vandag vir die deurbraak. Ek glo saam met jou vandag, ek vertrou saam met jou. Jy is 'n besondere mens. Jy is iemand wat glo, jy is iemand wat vertrou. Dit maak die verskil vandag in Jesus se naam. Vader, ek dank U op hierdie oomblik dat die Here nuwe krag vir jou gee. Dat die Here jou vandag optel. Laat lofprysing jou lewe vul, blydskap, die seën van die Here en vreugdeolie oor jou uitgespoel sal word en dat jy sal sing tot eer van die Here, want hy's goed en hy's waardevol. Amen en God bless.